Daar's hy hier ons by nog 'n uitsending van uit die koekblik. Nou is amazing as 'n ou so met die verskillende angles gaan. Nou ek is baie lief vir hierdie man, maar baie mense was seker nie lief vir hom nie, want hy is 'n skeieregter vir baie jare gewees. En skeieregters het mos maar 'n ding, maar hy's 'n stunning mens. Teens Nodee, welkom by uit die koekblik. Baie dankie Koekies en dankie vir die geleentheid. Daar sê baie dankie. Ja, welkom en dankie. Ja, die refs het 'n stigma en dit is eintlik verskriklik, maar ons gaan nou by dit uitkom. Kom ons begin by dat die mense leer ken wie Teens Nodee. Gebore Johannesburg en toe sy bietjie daarna Kreeusdorp Oos wat nou vandag Millennium genoem word. Was jy daar op laerskool gewees, hoërskool Erasmus vir 3 jaar en toe kom jy Jannas toe, hoërskool Jan de Klerk, soos vir baie mense daar in Kreeusdorp. Dis reg, En vertel ons van daar af toe jy nou deur hoërskool is waar? Ja, ek het matriek gemaak toe in Jannas en ek is toe Polisie College toe. Opleiding deurgaan, ek is teruggeplaas Kreeusdorp na opleiding. Daar het ek begin speel vir Wesrand Polisie. En toe later het ek vir Johannesburg Bobbies gespeel en ek het ook 'n draai by Harlequins, Wesrand Harlequins gemaak. Ek dink hulle was daai tyd Wesrand genoem. Dis reg. So ek het vir hulle gespeel en dit was basically my my speelloopbaan. Ek het 'n baie ernstige beenoperasie gehad en ek het ook 2 skoueroperasies gehad. En toe in 91 het ek toe besluit om die vletjie te vat. Wat ek nie vandag spyt is oor nie. Maar ja, dit is my skoolloopbaan gewees. My naskoolloopbaan, ja. Wat het jou laat besluit om vletjie en nie afrigting of enigiets anders van die werk, want hoekom ek so sê is die refs oor die algemeen, hulle suffer. Ek kry altyd die refs jammer, hulle vat houe. Hoe het jy besluit op ref? Man, ek het gedink dit is die beste sitplek op die veld. Dis om die vletjie te vat, want dan is jy in die aksie. En ja, dit is hoekom ek het gedoen het. Ek het gedink dit is iets anders. Dit behoort 'n ander uitdaging te wees. Maar dis die nommer 1 sitplek dink ek. Ja, absoluut. En dit het jou hele lewe verander want toe jy 'n absolute wonderlike mense, ons sal nou deur al die footage kyk, maar ek meen hoe wonderlike lewe het jy toe uit jou referee wêreld uit ervarings gehad toe eintlik. Ja. Met daai. Ja, dit was my skeieregtersloopbaan het in 91 begin by die Valke Oos-Transvaal. 91 daar begin blaas en ek is 94 toe op SA Rugby se panele. So wat 'n redelike kort tydperk is, wat nie alledaags is nie en wat nie daai tyd baie gebeur het nie. Wat hom iets gesê het. So en ek het daar gebly tot aan die einde van 1999. Ek is intussen Soweto toe verplaas. En as gevolg van die afstande tussen ons en die Valke het ek toe besluit om by die Leeu's te gaan aansluit, ja. So ek het daar my loopbaan eintlik klaar gemaak, ja. Maar hoe dit jou beïnvloed, want ek meen jy het obviously die beenbesering en goed gehad, om nog steeds die hart, want ek meen jy moet fiks wees, ek meen jy kan nie, hoe werk daai dat jy nog steeds kan in die ding bly, of is dit nie meer die impak wat jy vat? Ja, dis nie die impak nie, en dit is nie so hard op die lyf soos om net rond te hardloop nie. Daar is tye wat jy vinnig moet omdraai en jou reaksies moet vinnig wees maar dit is anders as kontak. En dit het my baie gehelp, ja. En toe in die proses was jy toe nou bevoorreg om 4 beeldtrofee finale te blaas? Ja, dit was eintlik 'n baie groot voorreg. Behalwe die 4 beeldtrofee finale het ek is seker die skeieregter Hans Kutse sal dit seker vandag nog sê wat Monas die meeste geblaas het. Maar ook die meeste aan die wenkant. Was hulle aan die wenkant, Monas? Ja, Monas aan die wenkant, ja. So 4 beeldtrofee finale. 2 van hulle wat vir my baie uitstaan is die HTS Middelburg teen Affies. Wat die telling was gelyk op aan die einde van die tyd. En ons het toe ekstra tyd gespeel en HTS Middelburg het toe met 'n 3 aan die einde in ekstra tyd het hulle die trofee gewen. En dan die ander ene was die Monas Bastion finaal wat die Leeu's finaal was. En wat lekker was is dat Jacques Fourie het in daai wedstryd gespeel. Hy was heel agter van Monas daai tyd. Daai wedstryd baie gelyk op halftyd, maar Monas se krag en Jacques Fourie se briljantheid het net uitgekom. Toe hulle nou die wedstryd gewen. Hulle toe gewen, ja.
Ja, so dit was die twee beeldtrofee finale wat Teens gestaan het. voel 'n mens die pressure as jy nou in daai final, want obviously die spelers voel dit nou natuurlik en daar's nou die druk en die tyd gaan aan en die gees is daar en alles, maar voel jy dit as refs, voel jy daai deel van daai? Ja, dis groot druk. Nie net om die regte besluit te neem nie, maar jy het 30 spelers wat jy nou moet omsien. En dan obviously die vol paviljoen. Ek dink daai Monash Bastion game, dink ek was daar iets so 7000 mense by daai wedstryd. En ja, dit sit druk op 'n skeieregter. Maar eintlik moet elke wedstryd druk op jou sit, want dan beteken dit jy het voorberei. Absoluut. Ja, want jy so gee my die lewe van 'n ref in voorbereiding vir so iets. Ja, fiksheid is kardinaal. Behalwe fiksheid is spoed baie belangrik, want dit is 20 meters, 40 meters, 30 meters. So daar's baie eksplosiewe spoed vir 'n skeieregter op 'n rugbyveld. So fiksheid is van belang, is een van die faktore. Die tweede een is natuurlik reëlkennis. Ons was jaarliks getoets op reëlkennis, eksamens, kursusse gedoen. Want onthou net as jy een fout maak op die veld, beteken dit 'n reël wat jy nie geken het nie. Ja. So dit is die voorbereiding is nogal intensief. As jy regtig ernstig is oor wat jy wil bereik. Dis reg. Ja. En nou het jy so praat, ja, Monash was dan die gewen kant. Ek weet altyd die toeskouers gaan altyd 'n keer, ja, hy word seker betaal, nou. Ja. Nou waar's die betalings nou? Want ek het nog nooit 'n betaling van 'n ref gesien nie. Dis vir my absoluut absurd. Nee, ek dink dan moet ek dit ook nog kry. Want ek dink dit is maar 'n gesegde en dit is maar 'n sê ding, maar nie in die tyd wat ek geblaas het nie. Nee. Dit skeieregters doen dit vir die liefde van die saak. Ja, absoluut. Ja. En toe nou na die beeldtrofee, waar gaan jou lewe toe met dit? Ja, op die panele, ek het in 2004 aktief opgehou met my blaasery. En ek het toe 1 jaar by die huis gesit en kryf en weer kyk. Andre Watson was toe die skeieregtersbestuurder van SA Rugby. En ek het toe vir hom 'n boodskap gestuur, een wedstryd wat ek nog gekyk het en vir hom gesê het, ek dink as hierdie skeieregter hierdie en hierdie doen, dink ek gaan hy 'n beter game blaas. En die gesprek wat daarna gevolg het is eintlik maar geskiedenis. Ek is toe ingetrek in SA Rugby se coaching afrigtingstrukture en ek het toe deel geword van Andre se span. Ons het baie strukture in plek gesit, coaching strukture, performance review, alles ref. Alles refs, ja. Dit is nou die refkant. En want onthou die ref is eintlik 'n hobby. Dis eintlik 'n hobby wat jy doen. Want jy het nog steeds jou werk. Ja. So dit was die skeieregterskant. Ek het toe betrokke geraak by SA Rugby as 'n rugby afrigter. Ek was meer 'n scout as 'n afrigter. Want ek glo ek kon talent raak sien. Maar ek was die afrigter. Ek was SRF se afrigter saam met Tappe Henning en Andre Watson. So en dan is daar die leeukant wat my werk was, ja. Maar dit is hoe die afrigting skeieregterafrigting loopbaan begin het. By mekaar gekom het. Ja. Maar ek moet by dit sê, teen die tyd toe jy nou gestop het as ref, hoor hierso mense 1200 plus minus wedstryde geblaas. Dit sluit alles in. Dis ongelooflik baie. Ja. Dis ongelooflik baie. As jy daai in tyd moet bymekaar sit en die wiskunde juffrou is hier op die show sal nou vinnig vir ons uitwerk, maar dis astronomies baie tyd op 'n rugbyveld. Ja, dit is. Maar dit was lekker. Dit was lekker tye, maar op 'n stadium kom jy net by 'n punt wat jy die oggend opstaan, 4 uur opstaan om te gaan oefen. Kom jy by 'n punt jou liggaam sê vir jou nee, dis nou klaar. Jy net nie meer lus om op te staan nie. En dit is toe ek die call gemaak het om te sê aktief is klaar. Ja. Maar ek moet ook sê na ek die call gemaak het om nie aktief meer te wees nie. Pirates en Raiders is 'n baie groot wedstryd in die Leeuwstreek. En 1 jaar het een van ons skeieregters wat 'n professor by RAI was, die Pirates Raiders game geblaas. En een van die toeskouers het, ek weet nie, daar het iets in sy kop gebeur en hy die skeieregter van agteraf met 'n bottel in die gesig geslaan. En dit was 'n groot storie. En die skeieregters het net vir die volgende 2 jaar geweier om Pirates Raiders te blaas. En die Leeu's se skeieregterbestuur het met 2 jaar in 'n ry uit retirement uit gaan haal om daai wedstryd te blaas.
Want hulle het net gevoel is die enigste ou wat dit kan doen. So dit was 'n veertjie in die hoed. 2 keer uit retirement uitgehaal om daai wedstryd te doen, want die skeieregters wou net nie so toe gaan nie. En geen insidente gehad nie. Gelukkig is dit oor en verby en die Leeu's rugby is baie goed op die oomblik. Die klub rugby is baie goed. Ja, dis baie. Maar wat is nodig in so 'n wedstryd? Maturity, is dit 'n maturity en dissipline. Jy moet kan stempel afdruk in terme van dissipline en dit is wat nodig is. Maar maturity is want jy moet situasies kan ontlont en jy moet situasies kan voorsien. En jy toe dan in die stadium het jy toe op 'n stadium die World Cup Dubai, soos jy toe deel van die vertel ons daai lyn daar. So wat gebeur is die ERB of World Rugby soos dit nou bekend staan, IRB nooi skeieregters na daai tyd was dit die onder 19 wêreldbeker en dan was daar ook die Junior World Trophy wat die tweede tierlande is. En in 2006 was ek genomineer om Dubai toe te gaan om die onder 19 wêreldbeker te doen. Hulle noem dit kampioenskappe, onder 19 wêreldkampioenskappe. En dit was in Dubai aangebied en ek was deur die IRB gevra om as 'n afrigter deel te wees van daai span. Wat 'n amazing ondervinding was. Was 'n maand in Dubai en wat lekker is as jy sien hoe die skeieregters daar begin en hoe hulle eindig aan die einde van die toernooi, want dit is eintlik waaroor afrigting gaan. Is om die skeieregters te vat op daai vlak en om aan die einde van 'n toernooi op daai vlak te hê. En ja, dit was in 2006 was ek deel van daai span en in 2009 was ek Kenia toe genooi. Dis nou die hemp wat jy ook aan het. Ja, was ek Kenia toe genooi vir die Junior World Trophy wat die tweede tierlande is. En daar het ek 'n baie interessante ervaring gehad. Wat lekker was ook 'n maand in Kenia. Alhoewel ek was al 7 keer daar, maar was 'n maand in Kenia en ons het op 'n stadium Roemenië was een van die spanne wat deelgeneem het aan daai toernooi. En hulle het ontsettend baie strafskoppe afgestaan. En ons is toe gevra met hulle reëlbespreking te hê om hulle te help om strafskoppe te beperk. Ek het toe die reëlbespreking vir hulle gaan doen saam met die bestuurder van IRB. Ons het die reëlbespreking gedoen, met hulle gepraat, sekere 2 ure met hulle spandeer en hulle het toe die finaal gemaak en hulle het die finaal gewen en hulle het in daai finaal net 3 strafskoppe afgestaan. Wat amazing was, ja. En na die toernooi na afloop van die finaal het hulle in die skeieregter kleedkamer ingekom en hulle het vir my 'n getekende trui te gee, 'n Roemenië trui, om vir my te sê dankie vir die effort wat ons ingesit het om hulle te help, ja. Fantasties. En dit was 'n belewenis, ja. Dit was 'n groot. Maar is dit nie wat ek dink Rassie kry dit nou baie goed reg. Ja. Maar is dit nie wat spanne eintlik nodig het? Ek meen ons probeer maar baie as afrigters om as ons met die kinders nou 'n tipe van 'n gameplay speel, probeer ons nou half, maar jy het eintlik 'n ref nodig wat sê hoorie, wow, stop. Daar gaan jy 'n strafskop af, daar gaan jy dit, want jy kyk baie skerper as wat ons moet doen. Ja, die skeieregters in die Leeu's is gewoonlik betrokke by klubs en by skole. Ek weet nie in hoe groot mate nou nie. Ons het dit baie aangemoedig. As ons reëlbesprekings by die Unie het, by die skeieregters het om klubs en skole afrigters te nooi om dit by te woon. Ek moet sê in die tyd wat ek daar was, baie min bygewoon, maar ons probeer by klubs en skole uitkom om self die reëlbesprekings te hanteer, want dit is die enigste manier om die inligting uit die pers se bek uit te kry. Ja, ek dink dit is belangrik dat dit is soos om Monopoly te speel. As jy nie die reëls ken nie, hoe gaan jy die game speel? So dit hoe meer die kinders, en ek praat sommer van klein af, eintlik in hierdie strukture inval, hoe beter. Ja, ek weet daar was 'n jaar of 2 terug was daar 'n poging van Pieter hulle af om afrigters te forceer om reëls eksamens te skryf, dieselfde wat die skeieregters doen. Ek is nie meer betrokke nie, so ek weet nie of dit gerealiseer het nie, maar dit is die enigste manier om die skeieregters en die afrigters op dieselfde vlak te bring. Ja, 100%. Ek dink die reëlboek is kardinaal. Ja. En dan na die Kenia ding? Ja, na die Kenia het ek dink in 2009 het ek ook die onder 19 Karibeker finaal gedoen tussen die Cheetahs of die Vrystaat en die Luiperds.
ja, dit was ek dink dit was in 99 of 2000. Het ek daai finaal gehad, voorreg gehad om daai finaal te doen, wat 'n baie goeie wedstryd was wat die Luiperds toe gewen het. Het hulle gewen? Ja, en ek sê tot vandag toe nog tong in die kies. Ek dink dis wat my plek op die panele my gekos het. Ja. Want die ja, maar kom ons los dit Ja. maar ja, dit was 'n groot ervaring, ja. Wat is jou gevoel omtrent dan ou kry nou van hierdie spelers, jy sien nou baie soos wat jy nou genoem het van Jacques, en jy kan op die veld kan jy duidelik sien wanneer daar 'n ou is wat uitstaan bo die ander. Hoe is jou gevoel omtrent as 'n ref teenoor daai ou? Dit is seker 'n baie lekker gevoel om met hulle te werk dan. Ja, dit is baie lekker, en die ding is hulle maturity is net ook op 'n ander vlak. En dis wat hulle, ek dink 'n deel van wat hulle maak uitstaan, en die interaksie is net op 'n ander vlak en dit is eintlik baie lekker. Ek het op 'n stadium, ek dink ek het Monument teen Vrynsby geblaas, Media 24 semifinale of kwartfinaal, waar Hanke van der Merwe gespeel het. Oupa Skalk se seun, ja. Ja, waar hy gespeel het, waar hy soos 'n vleuel gehardloop het. Maar Vrynsby was daai jaar nie 'n baie goeie span nie, en ek dink hulle het met oor die 100 punte gewen. My dood gehardloop daai dag. Maar ja, dit is net op 'n ander vlak, ja. Jy het met die Super Rugby, het jy toe op die ref se paneel ook, het jy toe nou deel geword? Ja, wat die Zanzibar, daai tyd was dit net Zanzibar, wat Suid-Afrika, Australië en Nieu-Seeland was, voor Argentinië deel geword het daarvan. Het hulle, behalwe die performance review paneel, het hulle ook 'n afrigtingspaneel bymekaar gesit. Ek was die Suid-Afrikaanse verteenwoordiger op die paneel, en dan saam met oorlede Andy Cole van Australië, en Colin Hawke van Nieu-Seeland. Ons het die afrigtingspan van die Super Rugby refs. As hulle Super Rugby geblaas het ons weekliks hulle wedstryde geanalyseer, geontleed, en vir hulle terugvoer gegee, en vir die bestuurder terugvoer gegee, om hulle te help om die wedstryde vir die volgende week aan te stel. Sure. So dit was nogal 'n groot ervaring. Conference calls 11:00, 12:00 in die aand om by hulle tyd in te pas, ja. Sit jy en kyk fisies die hele game? Is dit wat jy doen? Jy sit nie op 'n so 1.5 bietjie vinniger nie. Jy sit fisies en kyk 'n game live of 'n live beweging, ja. Ja, Andre was baie sterk met strukture in plek sit, en ons het 'n program gehad wat ons gebruik het, wat ons byvoorbeeld al die scrums kon uithaal, ons kon al die tackles uithaal, ons kon al die lynstande uithaal. So jy het baie maklik tendense so opgetel, maar jy moet fisies die wedstryd kyk. Maar die program het ons gehelp om, as daar 'n probleem by die scrums is, het jy die scrums uitgehaal, scrums gekyk, en dan weet ons, okay, daar het ons die probleem opgetel, kom ons maak die probleem reg. So ja, dit was jy moet elke wedstryd fisies kyk, ja. Maar raak ou nie moeg vir dit nie, want jy kyk tegnies, jy kyk nie nou met 'n vlaggie in die lug tipe dinge, jy sit geniet oogpunt. Jy sit net en geniet. Nee, jy moet elke wedstryd kyk. Want jy kan nie vir 'n paneel 'n voorstel maak, en aan die einde van die dag kos dit 'n ref sy loopbaan of sy skeieregter sy loopbaan nie. So jy moet fisies kyk en die feite wat jy vir hulle gee. En gelukkig ons drie het baie goed saam gewerk. So as ons inligting teruggegee het ons kollektief gegee. So ons het op konsensus gewerk, en dit is hoe ons die inligting teruggegee het, ja. Teens jy toe nou ook in dieselfde asem ons gaan nou 'n bietjie na daai bokse ook kyk, maar jy toe by die Leeu's het jy ook toe nou as op die paneel gedien toe. Ja, ek het 2000 het ek by die Leeu's begin werk, as 'n skeieregters aanstellingsbeampte, en in 2006 en 2007 was ek skolebestuurder vir 2 jaar, wat ek in beheer is, wat Pieter Visser gedoen het so 'n paar jaar terug, skolebestuurder. En toe gaan ek in 2008 en 2009 gaan ek SA Rugby toe. Ek was 2 jaar die operasionele bestuurder, en toe kom ek in 2010 terug as referee manager, as skeieregter bestuurder, wat my toe ook die posisie van match manager, wedstrydbeampte of wedstrydbestuurder gegee het. En daar was my verantwoordelikhede was kortliks alles in die kleedkamer was my verantwoordelikheid, alles wat op die veld gebeur was my verantwoordelikheid. So skeieregters aanstelling, sorg dat hulle betyds by die wedstryde is. Die spanne, as hulle kapteinsoefening op 'n Vrydag het, moet ek sorg dat die veld reg is.
alles wat hulle nodig het, moet op die Vrydag daar wees, moet sorg dat hulle daar is, en dan Saterdag die operasionele dag, was my verantwoordelikheid op die veld en in die kleedkamers, ja. Tjoe. Maar hierdie mooi bokse wat hier agter jou rug is, jy het 'n inisiatief met dit begin. Vertel ons 'n bietjie van dit. Ja, wat ons gedoen het in 2017, het ek 'n ding begin waar ons die skeieregters, en dit is eintlik, ek moet ook sê, dit was tussen my en die CEO Rudolf Stroili se idee dat ons vir die skeieregters iets gee na die wedstryd. En ek het toe met hierdie bokse begin waar ons vir hulle iets ingesit het na die vir 'n memorabilia vir saamvat na die wedstryd. So wat gebeur het is ek het die goed laat maak en dan het ons die goed ingesit en dan as hulle na die wedstryd in die kleedkamer kom is die goed uitgepak en hulle het hulle geskenkie wat hulle kan saamvat. En in 2017, 18 en 19 was natuurlik die Leeu se 3 van die goue jare waar ons kwartfinaal, semifinaal en finaal van Super Rugby gespeel het. Ons het in 2019 Curriebeeker finaal gewen. So dit is die boksies wat jy hier agter sien wat ek vir die skeieregters gemaak het, ja. Ja, pragtig. En toe in jou ref lewe toe nou half tot 'n einde kom. Toe kan jy nog nie genoeg van rugby nie, toe word jy weer ingetrek in die klubwêreld in. Ja, dit is nie iets wat ek voorsien het nie, dit is nie iets wat ek ooit aan gedink het nie. In 2020 was COVID, ek dink einde 2021 was ek genader deur die huidige daai tyd die voorsitter van die klub en vir my gevra of ek nie graag betrokke wil raak net om bietjie te kom help en dis nou by Roodepoort Rugby Club of ek nie bietjie wil help om strukture in plek te sit nie. Ek het toe lank daaroor gedink want ek was 2019 was ek klaar. Lank daaroor gedink en ek het toe in my agterkop die idee gehad van Roodepoort by Hoërskool Bastion uit te kry want daar's 'n draai daar, maar dit is nou nie waaroor dit gaan nie en ek het toe gesê ja, ek sal hulle help. En toe in September van 2020 toe word ek die voorsitter van die klub van Roodepoort Rugby Club, ja. So is nie iets wat ek regtig voorsien het nie, dis nie iets wat ek gedink het om te doen nie. Hulle het my gevra, om te kom help en ek het toe gesê ja en dit is om die hoek van my huis en ek het toe besluit om ek sal hulle help. Het goed gevaar, het 4 jaar was jy deel van Roodepoort. Ja, so 3,5 jaar was ek die voorsitter van die klub. Ons het daar in die eerste jaar het ons 3 spanne in die semifinale gehad en in die jaar daarna het ons 2 spanne in die semifinale gehad. Wat ek dink COVID in ag geneem. Spelers wat nie teruggekom het nie, dink ek was nie sleg nie. Maar dit is die spelers, dis hulle wat die werk doen. Ek het net gesorg dat die agterbou en die agtergrond reg is en vir hulle gereed is om hulle self te geniet, ja. Ja, dit was moeilik vir Roodepoort ook om hulle velde te verloor. Ek dink dit het nogal 'n groot impak. Ja, Roodepoort is 'n hartseer storie. Dit het begin by Rand Leases. Met die munisipaliteit wat hulle daar uitgegooi het en toe het hulle 'n paar draaie gemaak. Ek was vir 9,5 jaar die voorsitter van Hoërskool Bastion se beheerliggaam. En ons het in 'n hele paar jaar terug, ek dink toe die klub by Roodepoort Rugby Club, by Roodepoort Hoërskool was, het ek met hulle gesprek gehad as voorsitter van die beheerliggaam. Vir hulle gevra wil hulle nie regtig oorweeg om Bastion toe te skuif nie. En hulle het toe besluit om Rymsig toe te gaan. Daarna het hulle die Burger toe geskuif en toe ek nou die voorsitter word, toe ek weer die gesprek met die skool aan die gang gesit en hulle het ons met oop arms ontvang. Dis 'n taai verhouding want jy moet kophou tussen skoolaktiwiteite en klubaktiwiteite wat dit baie moeilik maak. Kyk, die uiteinde van die dag is die klub moet hulle eie plek hê. Dit is maar die bottom line van klub rugby, jy moet jou eie plek hê. Want daar's baie hekkies en hindernisse wat ou moet oorkom as jy by 'n skoolveld sit. Ja, en toe ek nou die Roodepoort Rugby Club hoed opsit, toe dit nou die hele proses vervolmaak. Toe ek nou wat ek was ook deel van die Leeu se dissiplinêre komitee en ek het op 'n paar strukture gedien. Maar klub rugby is toe nou aan die ander kant van die skeieregters prentjie en toe ek na 3,5 jaar het ek gesê ek het daai ervaring gehad, ek het die ondervinding opgedoen. Dit was 'n lekker ervaring. Nou het ek lekker chill. Ja, kyk.
praktiese mate vir jou vra. Laerskool rugby en ek gaan jou nou 'n bietjie op die spot sit hierso. As jy nou vat in die groot strukture is daar baie kameras en daar's 'n skeieregter en 'n tweede en 'n derde en 'n lynregter en alles en dan soos jy afbeweeg van dit na die provinsiaal afklap level, dan kom jy by laerskool rugby en daar word 'n onderwyser onder die bus ingegooi en hy word 'n ref. En ongelukkig en daar's so baie lelikheid wat Landse rugbyveld gebruik en ek wil dit reguit sê op die koekblik dat daar gebeur verskriklike goed en ek dink die Leeu's het so 'n hoop files wat by hulle staan van insidente. Hoe kry ons dit dat mense ophou om die ref so verskriklik te abuse? Ek dink die eerste ding, ons het gepraat oor fiksheid van 'n skeieregter en reëlkennis. Ek dink reëlkennis is nommer 1. Ek dink daar moet baie meer gedoen word om die skoolstrukture die publiek op te lei in terme van reëlkennis. Want as hy die reël verstaan, dan gaan hy 2 keer dink voor hy 'n opmerking maak. Maar soos jy laerskole is om daai mammie en pappie stil te hou en ouma stil te hou langs die veld is baie moeilik, want hulle is emosioneel, dit is hulle kleinkind of is hulle kind. Dit maak dit baie moeilik. Maar ek dink dit begin by reëlkennis is die groot ding. Ek dink nie 'n ouer of 'n toeskouer sal 'n opmerking maak as hy die ding gesien het en hy dink daaroor en hy sê, weet jy, eintlik was hierdie ouetjie reg, want dit is wat die reël sê. En ek dink nie dit is wat gebeur nie. Die reëlkennis is baie en ek sê dit met baie groot liefde en respek. Is redelik beperk. So opleiding. Die probleem is net, ek dink jy die gerief van en miskien is dit maak dit die skeieregter dalk lui, want jy gaan sê as 'n ouer hand op dit moes jy jou goed geken. Jy het nie nodig gehad om jou lynregters. Jou lynregter is vandag half 'n tweede en 'n derde ref. So hulle sien baie goed en die probleem is baie van die refs sien nie die goed raak nie. Nie omdat hy dom is of blind is of alles wat hy genoem word, maar omdat hy jy sien die ander ding van skole rugby dink ek is die kompetisie is te groot. Ek dink elke span wat speel wil 'n trofee wen. En ek dink nie dit is op daai vlak nodig nie. Ek dink 'n ou moet die spel ontwikkel en 'n ou moet 'n dissipline skep. En 'n ou kan trofees en vir beker speel soos jy opgaan. Maar spesifiek laerskool dink ek die wenfaktor is te groot en ek wil daai trofee wen is ook 'n groot bydraende faktor om te sê, weet jy wat, hierdie skool ons gaan hierdie ding vat en dit is dit. Ek dink dit is die ander probleem is die wenfaktor, maar is omdat hulle kompetisie speel. Dit is so kom. Ja, maar dit is eintlik skrikwekkend om te sien tot 'n onder 8 level hoe hulle mekaar die ouers wil fisies die ref aanvat, hulle wil hom slaan, hulle wil en dit jaag skeieregters ongelukkig weg. Wat aan die einde van die dag beteken ek moet toeskouers vra, ek moet 'n pa vra om 'n wedstryd te kom blaas. Wat se kennis dalk nog minder is as die ref wat weggeloop het. So die skeieregter ek dink is beskermde wild. Hulle word baie minder en ek dink dis 'n probleem. Dis 'n groot probleem in Suid-Afrika. Maar dit gaan oor abuse, dit gaan oor daai ou wat die vletjie blaas is die vark in die verhaal en ek dink dit moet verander. Ja, ek dink daar moet ook 'n vorm wees waar ek voel die ref en die afrigters, veral op laerskoolvlak, omdat ontwikkeling rugby is dat sy in steede van om net die kind aan te spreek en ek praat nou nie van klein net 'n knock-on nie, ek praat van 'n groter insident. Moet daar 'n vorm van 'n opvoeding in hierdie hele situasie kom. Ons het nou in 'n wedstryd gewees waar 'n kind letterlik opgetel is en in die grond ingedryf is op sy nek en wat volgens my direkte rooi kaart is, wat die ref omgedraai het en 'n geel kaart gegee het, wat natuurlik die hele wêreld te kere gegaan het. Maar in steede van wat daai kind net gelos word, moet hy eintlik deur 'n halwe klein opvoedkundige program gesit word waar die afrigter, hy en dan dalk die ref en die ouers betrokke is en sê hoorie Boeta en hy het dit nie as prus gedoen nie. Want hy's klein, hy leer nog, maar om hom reg te leer dat jy dit nou al stop, dat in die tyd wat daai boompie 16 of 17 of 18 is, dan is hy reg gevorm en dan het jy nie hierdie tipe insidente langs die veld nie. Stem 100% saam. Dis hoekom opvoeding, opleiding is
dink ek is belangrik. Is baie belangrik, ja. En ek hou van die feit dat julle die panele gemaak het. Ek dink die panele waar jy soos daai opvoeding wat julle nou Roemenië gevat het. Ek meen dit is wonderlik vir daai span, want hoe meer jy ken, meer kennis hoe aan die einde van die dag is dit 'n skouspel. Dit is veronderstel om 'n skouspel te wees. En as jy 22 strafskoppe net die een span in 'n wedstryd afstaan, beteken dit is 'n stop-start affære. En jy wil nie dit, jy wil kontinuïteit hê. Jy wil mooi rugby sien. En net so wil die skeieregter ook 'n spektakel sien. 100%. Alhoewel hy deel is daarvan, wil hy ook deel wees daarvan. En as dit nie gebeur nie, dan aan die einde van die dag dan loop hy weg en sê, weet jy, hier is nie vir my meer lekker nie, want dit is nie dis nie hoekom ek 'n skeieregter geword het nie. Ek het skeieregter geword omdat ek hierdie mooi spel. Maar as daar nie opvoeding en opleiding is nie, dan maak ons eintlik hierdie mooi spel dood. Ja, want jy sit eintlik, ek meen ek het nou baie vir myself gedink, hoekom sal ek wel 'n skeieregter wees, want jy word eintlik net abuse. Jy word in die span wat verloor, was jy blind of jy was dom of jy kry vir jou jy het oogklappe aan. Ja, jy het ek dink jy het jy enige insidente gehad in jou loopbaan? Baie, ja. Nee, baie. Ek het toe ek nog by die Valke geblaas het ek eendag ek dink dit was Brakpan, dit was een van die Brakpan skole teen een van die Spring skole wat 'n ou tannie ons met 'n sambreel gejaag het. Ja, en dit was nogal skerry. En aan die einde van die dag was haar seuns ook betrokke by Brakpan Rugby Club. Ag nee, Benoni Rugby Club. En ons het eintlik baie groot vriende geword, die ou tannie. En dit is 'n ouerige tannie, maar baie groot vriende geword, want as jy skole rugby, die ouma is emosioneel, dan kom kyk sy haar kind by die klap rugby en dan begin 'n ou kuier en dan kom hulle agter maar hierdie referee is nie eintlik so bad nie. Ja, en dis wat dit lekker maak, ja. En nou probeer regtig, ek weet as afrigter wat ek vandag nog probeer ek my klein seentjies ook leer dat dit help jy probeer teen die ref praat, want jy nog nooit 'n ref gehad wat omgedraai het en sê, o ja, skus, 'n 9-jarige kind, jy's eintlik reg. Kom ek draai net daai ding om hier. Ja, dit is maar wat ons vir die spelers ook sê, veral as jy met die kapteins praat voor die wedstryd, om hom sê, weet jy, as ek die call gemaak het en die besluit gemaak het, het ek hom gemaak, ek kan hom nie omdraai nie, ek gaan hom ook nie omdraai nie. Dit help nie ons redeneer daaroor nie. Aanvaar dit net en ons kan daardie tyd kan ons daaroor gesels. Ja. Dink jy nie deel van hierdie hele proses as jy nou weer van die onder af weer boontoe werk, dat jy ouens aan die bokant is nou weer so ek wil dit amper sê overprotective oor hulle loopbane, dat dis hoekom 'n 3 wat eintlik 'n 3 is, wat nou 1 miljoen van hierdie klips gekyk het. Kameras, nou het hulle die leaksite van 400 angles, maar daai ref is so onseker dat hy elke liewe 3 word teruggestuur. Ja, dit het ongelukkig die menslikheid uit skeieregterskap uitgevat en dit is maar my persoonlike opinie. Dit het die menslikheid daarvan uitgevat. Ek onthou as ons 'n wedstryd geblaas het en die losgemal het oor die doellyn gegaan, het jy daai 3 gegee, want daar's nie 'n manier wat daai 3 nie gedruk kan word nie. Maar vandag, en dit is dis omdat daar soveel aandag op 'n skeieregter is, want daar's vir die spanne wat hy hanteer, is daar soveel geld op die spel. En dit het die skeieregter sag gemaak, in my opinie. Maar dit het die menslikheid uit skeieregters uitgehaal. Ja, want jy weet, jy sit die wedstryd, dan kyk jy nou, ek meen, hulle het nou vandag alle angles hoe 'n 3 net gedruk kan word. Dit kan dit lyk of die vinger per ongeluk raak, maar dan het hulle hierdie angles op angles en dan speel hulle hom oor en dan is dit weer van hierdie hoek af en ja, hy het hom gedruk. Ja, dit sit baie druk op 'n skeieregter. Baie druk op 'n skeieregter. En eintlik doen 'n skeieregter dit omdat hy lief is vir die spel. Ja. Dis 10 en kon dit 'n Springbok speler gewees het of 'n Engeland speler of waar ook al. Maar hy het besluit om dit sy passie te maak. En daar's soveel druk op hom. Dit is hoekom daar so 'n uittog uit skeieregters uit is op die oomblik. Watter skeieregter het nogal vir jou uitgestaan oor jy of 'n paar van hulle? Nigel Owens? Ja, Nigel Owens, ek en hy was baie goeie vriende. Hy het baie Suid-Afrika toe gekom. Ek was in baie wedstryde as wedstrydbestuurder betrokke waar hy betrokke by was. Nigel Owens, Andre Watson was natuurlik my mentor. En 'n baie groot vriend van my. Ek was bevoorreg om 2 van sy toetse lewendig te sien. Kyk, as
Suid-Afrikaanse skeieregters toetse blaas hulle nie in Suid-Afrika nie, hulle vlieg weg. So ons Suid-Afrikaners sien hulle baie min behalwe in die plaaslike ligas en die plaaslike kompetisies. Ek was in 98 was ek Australië toe vir 'n uitruil, toe ek net op die panele gekom het. Ja, dit was so 4 jaar daar. Toe was ek in Australië en saam met Andrei en hy het 2 toetse in daai tyd geblaas wat ek daar was en ek was bevoorreg om al 2 van daai toetse lewendig te sien. En saam met hom beweeg oor hoe hy optree, hoe hy mense hanteer, hoe hy die span hanteer. Nee, hy het vir my uitgestaan en dan 'n baie goeie skeieregter wat ek baie voor respek het is Jonathan Kaplan. Hy's net op 'n ander vlak. Hy ken sy ding. Maar Andrei was my mentor. Hy 2 wêreldbeker finale geblaas wat geen ander skeieregter nog kon regkry nie. Maar JK Kaplan was eister. Ja. Is daar op die vletjies is daar 'n sekere tipe vletjie wat altyd uitgestaan het? Ek sien die manne het nou verskillende vir hardheid en sagter. Ja, kyk, ons sê as ons skeieregters oplei en ons het ook so geleer as ek met my rug na die veld toe staan, en 'n skeieregter blaas 'n vletjie, moet ek weet waarvoor hy blaas. Sy vletjie moet vir my 'n storie vertel. So 'n gewone skram, 'n aanslaan is maar net 'n gewone is nie te hard nie, maar 'n strafskop sal jy agterkom is harder en 'n vryskop is harder en 'n 3 is ook harder want 'n 3 is eintlik 'n feesviering want 'n 3 is 'n beloning vir 'n goeie stukkie spel en die spelers is opgewonde. Hoekom kan die skeieregter, hy's deel van daai game, hoekom kan hy nie deel wees en daar soek ons 'n vletjie. Ja, so jy soek daar met 'n jubel en Ja, hy moet deel wees van daai feesviering. Of van daai jubilation van daai 3 druk. So as ek met my rug na die veld staan, moet ek vir jou kan sê koekies, daai skeieregter is kwaad, daar kom 'n strafskop of ten minste 'n kaart, want sy vletjie vertel vir my daai storie. En dis hoe die skeieregters opgelei word. Dis natuurlik nie 'n groot voorstander vir die choke van die vletjie, dit klink so hol, dit klink of jy in 'n horing blaas. Blaas die vletjie soos wat waarvoor hy gemaak is. Dis maar ou skool, dis maar. Ja, blaas en kry. Jy kry klaar, Ja, kry klaar met daai. Ja, nou altyd my gevoel, nou dat jy dit sê, nou dink ek, jy weet soos wat ons nou dan kry 'n strafskop teen jou op die veld. Jog, maar daai vletjie het vir my altyd harder gevoel. En toe ek nie geweet is dit eintlik my skuldgevoel aan my nie. Nee, hy moet maar dit is lyk my dit dag. Die vletjie moet vir jou 'n storie vertel. Ja, hy was 'n aanslaan, is nou nie so ernstig nie. Hy blaas kry net die spel gestop en dan strafskop, vryskop en dan 'n 3. Dit is die 3 wat moet uitstaan, ja. Ja, dis hoe ek geleer het, ja. Weg van die huis af of weg van die rugbyveld af het ons nou nog teens die man en die pa en die oupa. Vertel ons bietjie van die familie. Ja, ek is getroud met Gerda. Ons is nou 19 jaar. Sy het uit haar huwelik uit 'n seun en 'n dogter, Ruben en Amor. Ek het vir Tian en Monique. So ons het 4 kinders op die oomblik. Al 4 is uit die huis uit skool uit, groot. Gerda's, ons een dogter is in China saam met haar man en my kleinkind. Hulle is onderwysers in China. Monique is ook in die rugby wêreld. Sy is baie goed met sosiale media. So sy doen verslaggewing op die wedstryde wat op die oomblik aan die gang is. Ruben is so vasgevang in sy werk. Hy speel nie rugby op die oomblik nie. En dan Tian, die jongste enetjie, is nou 22. Hy speel nou vir Randfontein se eerste span. Hy het ook 2 en 'n half jaar eerste span vir Rodepoort gespeel. Loskakel fullback. Maar ja, dis die 4 kinders. Hulle almal lief vir die sport. Amor het netbal gespeel, Monique het netbal gespeel, maar sy is meer in die social, as ek sê social kant, sosiale media kant van die game betrokke. Wat daar ook die wêreld laat sien. Ja. Jy het vir my vroeër of sy het gesê met die een foto wat jy so in die agtergrond staan met Randfontein en RAI of wat almal ken vandag as UJ. Ja. En nou vandag is jou seun, jy's eerste span by. Ja, ek het klap rugby baie Randfontein baie geblaas. RAI UJ ook baie geblaas, maar die spesifieke wedstryd was op Randfontein se velde, House of Pain. En ja, nou speel my seun daar. Watter posisie speel hy? Hy speel heel agter, ja. Heel agter. Ja, hy speel heel agter, ja. Hy is eintlik 'n loskakel, maar hy speel heel agter. Ja, dit lyk my dat hom nou gesettel in heel agter. Rodepoort het hom ook baie gebruik op heel agter, so ek dink hy het nou 'n bietjie gesettel in daai posisie.
Ja, dit is 'n baie moeilike posisie. Ja, Heel agter. Ja, Jy moet 'n skopvoet hê, maar hy kan nogal links en regs skop. Hy kan en hy het nog 'n voet aan hom, ja. Eens jy het nou nog 'n claim to fame, jy het 'n finaal geblaas wat nooit op die boeke geskryf geword nie. Ja. Maar wat jy as 'n movie star eintlik wat was daai gewees die number 10? Number 10, ja, van Darryl Root. Ja, dit was ook hier in 2005 daar rond. Het hulle die leeu's genader. Hulle het eintlik SA Rugby genader. Hulle soek 'n skeieregter of 'n skeieregters vir hulle besig om 'n rugby movie te maak en omdat ek op Ellis Park gewerk het en my kantoor daar was, het hulle gesê teens jy moet sommer maar die ding vat. Ja, en die was nogal 'n lekker ervaring. Colin Moss het daai tyd in die movie het hy vir die Valke gespeel. Mendoza het ook gespeel. Hy was 'n vleuel. En Ian Roberts was die Valke se afrigter, 'n moeilike man, maar dit was 'n lekker ervaring. Ja, en ek was toe die skeieregter wat die finaal Valke teen Griquas geblaas het. Wat nogal 'n baie lekker ervaring was. Dit was die enigste keer wat hulle vir jou gesê het vir wie moet jy laat wen, hè? Ja, nogal. Ja, Valke moes die game wen. Ja, ek het toe Colin Moss was die loskakel en ek het hom 'n paar keer gehelp om met sy stelskop op palle toe. Want ek dink hy was meer 'n sokkerhou. En ek moes hom 'n paar keer op die veld help. Movie gestop om 'n paar keer wys hoe om die bal te skop palle toe en ja, dit was 'n vreemde ervaring, maar baie lekker, ja. So. Teens aan die einde van elke koekblik en kry ek nou my kans om te reflect en ek het jou ruk terug ontmoet en ons het wonderlike pelle geword en as ek nou vat, die koekblik het nou nog nie 'n ref gehad nie. So nommer 1 wil ek reflect op die feit dat ek dink dit is belangrik vir ons as rugby en ek steek my hand op, ek is eerste om die refs 'n go te gee. Ek ken my reëls en ek druk hard op die refs, maar ek dink ons moet eerstens bietjie meer genade hê vir refs en ek dink ons moet meer geduld hê en veral op skole vlak dink ek is daar baie onderwysers. So my koekblik oomblik is ek moet leer om julle refs meer te verstaan, nommer 1. En ek dink dit is belangrik, maar ek wil dit as ek dit moet meer persoonlik maak, jy's 'n absolute nederige mens en jy het 'n baie lang lys van 'n baie suksesvolle rugbyloopbaan en ek dink wat jy vir ons baie wys is jy het nie noodwendig nodig om altyd in die mainstream speler te wees nie. Jy kan 'n administrateur word of jy kan 'n afrigter word of jy kan 'n ref word. En daar's so baie angles in rugby en jy die baadjies, jy die memorabilia, jy het alles om dit te bewys en vir dit wil ek jou salute vir die feit dat jy absoluut in hierdie nederigheid, selfs toe ons in die voorbereiding van die goed, het jy het so lank lys van fantastiese goed, maar jy bly so nederig in dit en dankie vir wat jy vir ons in SA Rugby en vir ons almal beteken het en ek moet seker nou sê dankie dat hy vir Monas laat wen het. Nee, ek joke. Ek moes dit inbring, maar baie dankie. Wel dan. Ek dink rugby is vir alle shapes and sizes en ek dink ou moet maar daai paadjie stap, ja. Ja, absoluut. Well done. I salute you. Baie dankie. Dankie. Brent.